dit gaan goed met julle, die wat die voorreg gehad het om bietjie te rus hierdie week. Ek hoop julle het goed gerus. Ek hoop julle het 'n lekker tyd gehad. Ek is opgewonde vir vanoggend se diens en ek wil jou uitnooi om saam met my opgewonde te wees. Eerstens wil ek die voorreg gebruik om my geestelike vader terug in die land te verwelkom. Pastor Jan en Mariska, welkom. Het is vir ons 'n voorreg dat julle saam met ons kuier en ons sien uit om te hoor wat die Here in Turkye gedoen het saam met julle. Ek weet julle het nou net gegaan om uit te check en nog grond te breek en te pioneer. Ons sien uit om te sien en te hoor wat die Here bring en gaan doen. So ons eer julle vandag. Family, ek wil sommer inspring en ek het 'n inleiding neergeskryf sodat ek seker maak ek sê alles voordat ons begin met vandag. Vandag het ons 'n family member hierso wat die Here geroep het om lering te bring en vandag besef ek dat dit is nodig vir ons family. So eerstens kan ek jou uitnooi om alreeds, hier is dalk nou vreemd, maar alreeds te besluit wat jy gaan bring vir jou offerande vandag. So het jy jou bedrag in jou kop, want ek wil nie jy moet aan die einde sit en sê ons het jou gemanipuleer nie, want dit is glad nie die hart nie. Vandag se offerande sê ek spesifiek, het ons nie voor die tyd opgeneem nie, want ons wil oorkommunikeer. Elke eerste Sondag van die maand neem ons 'n offerande op vir die maatskaplik van die kerk. So dit gaan nie vir die kerk om die ligte aan te sit en al daai goedjies nie. Dit gaan spesifiek om vir ons families wat in nood is te sorg. Op hierdie oomblik is daar 6 families en die nood is groot. Daar's baie families, so ons het ook dan nou so ervaar net om die eerste offerande van elke maand in te neem vir die maatskaplik. So dit wil ek oorkommunikeer. En dan besef ek ook, vandag het die potensiaal om dalk 'n langer diens te wees. So ons gaan dit nie afjaag nie, soos wat ek vir myself herinner het in die worship, ons gaan dit nie afjaag nie. Want daar's baie inligting oor die topik waaroor ons gesels vandag. Daar's baie wat ons kan sê, en ek weet ook die persoon wat ek gaan nooi om hier langs my te sit, is baie passievol hieroor. So ek gaan hom nou vir julle introduce, maar hoor gou wat sê Paulus in 2 Korintiërs 5 vers 20. Now then, we are ambassadors for Christ. As though God were pleading through us, we implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Hoekom deel ek hierdie skrif? Vandag is die waarheid. As jy 'n kind van God is jy van 'n ander koninkryk af. Verteenwoordig ons 'n ander koninkryk in hierdie wêreld. En vir my is dit hartseer om vandag hierso te kan, of nie vandag nie, in die week, net te kan sit en bid vir ons as gelowiges. En ek besef dat ons is geroep om van 'n ander wêreld af te heers, maar die meeste van ons struggle. Meeste mense weet nie hoe om dit te doen nie. So vanoggend is dit vir my 'n voorreg om iemand wat die Here geroep het te nooi. Hendrik, sal jy saam met my kom sit? Hendrik is deel van ons family, 'n voorgestelde lidmaat van die family. Ja, kom ons sit saam. Ons gaan dit lekker informeel maak. Ons gaan praat oor geld vandag. En ons gaan praat oor koninkryk expansion en koningskap. En ek wil jy sê dit moet bietjie informeel wees. Ek gaan klomp vrae net na Hendrik toe deflect. Ek besef ek kan baie sê, maar hoor net gou die volgende statistieke. En hierdie is waar die nood begin het in my hart 'n maand terug in worship, waar die Here vir my hierdie begin deel. Kom ons praat oor geld. Ons is liggaam, siel en gees en ons is in hierdie wêreld. Ons moet al daai goed gather en begin 'n standaard skep. Wat sê die koninkryk van God? Die statistieke Grey Matter Research sê oor pastoral finance struggles. A study by Grey Matter Research found that 85% of evangelical pastors did not receive financial training during seminary. 90% reported experience financial stress and 29% had no pastoral savings. So as ons osself oorlaat aan die teologiese swattingsisteem, is die koninkryk in gevaar, want dit leer ons nie oor geld nie. Maar in dit het die Here dit geweet, want hy het 'n liggaam saamgesit. En hy het 'n liggaam saamgesit wat konings en priesters is. Ons is geroep as konings en priesters. Tweedens, Lifeway Research, Generosity versus Financial Management. While many Christians demonstrate generosity, 69% acknowledge a responsibility to be good stewards, but there is still notable lack of financial planning and management skills among congregations. Nog 2-3 statistieke.
Debt saving ratios. Middle class workers earning between 8,000 and 30,000 rand per month are spending approximately 66 to 70% of their take home pay on debt repayments. Dis julle, dis statistieke, dis shocking. 70% en ek besef die realiteit is van ons battle dalk hier som ja. 70% pay on debt repayments. This leave minimal room for savings and investments. High debt income ratios for individuals earning 20,000 rand and more. The debt to income ratio has escalated to 150%. And then those 35 and more reaches 190%. This indicate that debt obligation surpasses the annual income. Die bose kringloop. Skuld word net meer as inkomste. Waar gaan dit dan op eindig? Interest payments. On average, middle income consumers allocate 25% of their monthly income solely on interest payments on debt. 25% van alle inkomstes, dis nou wat die statistieke sê, gaan net aan rente. Dis nogal skokkend. So ek wil vandag laaste skrif en dan gaan ek oorgooi na Hendrik toe. Hosea 4 vers 6 sê die volgende: My volk gaan teen gronde weens 'n gebrek aan kennis. So vanoggend is hier nie 'n formele preek nie. Dis 'n geleentheid waar ons die Here vertrou om vir ons kennis te kom gee. Want ons is geroep om te heers. Glo jy dit vandag? Openbaring 1 vers 6 kom stipuleer hy dit duidelik dat ons geroep is om konings en priesters te wees. Ek en jy is geroep as kind van God en as ambassadeur van Christus om in hierdie wêreld waarin ons geplaas is te heers en nie onder slawerny te wees nie. En soos dat ek die statistieke praat rondom skuld, het Andrei Bronkhorst eendag die stelling gemaak, toe sê hy die oomblik wanneer jy leen by die toekoms is jy in gevaar. Moenie leen by die toekoms nie. So, ja, Hendrik, ek wil sommer net vir jou geleentheid gee om eerstens dalk net ietsie te deel met die family, wie jy is, waar jy vandaan kom en wat jy op jou hart ervaar en dan gaan ons oorgaan na die vrae wat ek vir jou aangestuur het. Wat vir my uitgestaan het by Presence is, dis 'n family. En ja, Here, dat ons net vanoggend kom en vir pastoor Willem eer, Here, vir die courage wat hy het om sensitiewe sake aan te spreek. Here, want dit gaan oor u koninkryk en u koninkryk wat gebou moet word. Here, en my gebed is absoluut vir Presence, Here, dat u hierdie huis so sal oprig, Here, dat hy mission sal uitstuur. Here, dat u koninkryk gebou sal word. Here, 'n solid huis wat gebou is op u beginsels. Here, ek kom verklaar ek vandag net hierso voor die mense my afhanklikheid teenoor u. Here, en my gebed is regtig dat alles wat ek praat, alles wat ek sê, Here, dat dit u sal verheerlik en dat dit suiwer skrif sal wees. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Ja, so vir die van julle wat my nie ken nie, ek was oorspronklik van Witbank gewees, so jaar terug Middelburg toe getrek. Ek en my vrou het albei besighede, ons in die mynbedryf, sy het 'n ysbesigheid. My eerste besigheid het bankrot gegaan. Ek het dit gedoen op 'n manier wat die wêreld dit doen. Glad nie Bybelse beginsels toegepas nie. En ja, toe ons op 'n punt kom waar die Here ons op ons knieë gedwing het, toe besef ek is 'n goeie tyd om nou te draai en te doen wat die skrif sê. En in 'n baie kort tydjie het die Here gekom en dinge kom regstel. En ja, so my passie is regtig om die lesse wat ek geleer het en die lesse wat in die skrif is, te leer vir ander mense. Ek sien soveel jong mense wat hier so sit vandag. En ek wens ek het hierdie kennis gehad toe ek daai ouderdom was. Ja, so pastoor, dit is in kort. Daar sê. Okay, so ja, ek dink daar's baie perspektiewe rondom geld. Hendrik, ek wil sommer hê jy moet eerstens selfs, hoe kyk jy na geld? So daar's baie maniere om daarna te kyk en daar's baie verkeerde opvattings en lerings rondom geld. En ek dink die mense wat die meeste skuldig daaraan is kerke, is met prosperity teachings, is baie lief daarvoor om die skrif skeef te trek. So ja, vir my is dit geld is 'n neutrale ding. Geld is nie goed of sleg nie, is wat ons daarmee doen. Die vyand hou ons finansies vas, want op daai manier kan hy letterlik keer dat die koninkryk of breek dat die koninkryk uitgebrei word. Vir my is dit ons kan niks doen sonder geld nie. Jy kan nie alles in die
lewe kos geld. Dis 'n sensitiewe onderwerp, mense praat nie daaroor nie. Maar weet, soos wat pastoor ook vanoggend gesê het, ons is geroep om te heers. Dis in Romeine 5:17 sê, weet, deur die eerste Adam het daar dood gekom. Deur die tweede Adam is ons het ons oorwinning, met opstandingskrag binne in ons om te heers oor elke situasie. En dit sluit ons finansies in. Weet, so vir my finansies, weet, is my hele lewe gaan oor my prioriteite. Heel eerstens God, dan my huwelik, dan my kinders, dan die kerk, dan werk en al die ander goeders. En omdat God heel eerste is, bring dit my by tiendes uit. Ons kan baie praat oor tiendes, as baie redes wat ek nou sal aanraak oor hoekom mense nie tiendes gee nie. Maar dis 'n praktiese manier om die Here eerste te sit. Weet, hy praat van die volle tiende en hy praat van die eerste tiende. En omdat God vir my die belangrikste is, hy is die eerste prioriteit in my lewe, is dit my prioriteit ook om tiendes te gee en offerings te gee. En al die besluite wat ek neem, gaan oor volgens daai prioriteitslys wat ek neem. Ja, ek dink dit is belangrik, soos ek besef daar's baie perspektiewe rondom geld en dis 'n baie wye vraag. Maar eerstens wat ek regtig bewus is geld openbaar die hart. Soos geld openbaar baie goedjies. En ek het, terwyl ek ook 'n bietjie navorsing gedoen het, lees ek ook hierdie volgende, hy sê, it tests loyalty and it reveals lordship. So wanneer dit kom by geld, dan toets dit ons lojaliteit en dit wys wie ons Here. Want geld openbaar. So kom ons gaan dan nou verder. Hendrik, hierdie is nou weer eens wat ek die vlek na jou toe. Wat sou jy sê is die fondasie van geld? God eerste. Alles wat ons doen, weet, ons baie mense sê altyd, weet, hulle werk hard vir hulle geld, en so dis hulle sinne. En om met te besluit wat hulle wil doen, maar weet, waar kom jou intellek vandaan, waar kom jou krag vandaan, waar kom jou gesondheid vandaan om te gaan werk, om geld te generate? Dit alles kom van die Here af. So die fondasie bly die Here, en weet, daar's weer eens 'n wanopvatting oor wat hulle gesê het, die topic waar Jesus die meeste geteach het was finansies. Dis nie die waarheid nie. Weet, so dis kom ek sê, weet, daar is soveel so skeef getrek. Die topic waar hy die meeste geteach het, was oor die koninkryk. Weet, so hoekom sal hy vir ons sê, soek allereerst die koninkryk van God, maar hy het gepreek oor finansies. Dit is nie so, alles gaan oor die koninkryk van God. Soek allereerst die koninkryk van God, en al die ander goed sal toegevoeg word. So, weet, dit bly God eerste. En vir my gunsteling skrifte is in Haggai, wat hy sê, die Here self kom en hy blaas die oes weg, omdat ons prioriteite verkeerd is. Weet, hy sê, ons is gretig om na ons eie huise toe te hardloop, terwyl sy huis in pyn lê. En iets wat so met Pastor Janle wat ook terug is vanoggend, daar's 'n skrif wat sê dat, weet, as ons 'n profeet ontvang omdat hy profeet is, sal ons deel in die beloning van 'n profeet. Nou, is my net, weet, imagine, ons kom eendag in die hemel, en die Here wys vir jou gesinnetjie daar, en hy sê, as gevolg van jou bydra, kon daai pastore uitgegaan het, en is daai gesin vandag in die hemel. Jy gaan deel in daai beloning. Ons moet ons fokus skuif na die koninkryk toe. Dan sal al die ander goed toegevoeg word. Maar as ons fokus eers op ons finansies is, waar sit ons die Here? En ek praat uit ondervinding uit. Ek was daar. Ek het 18-20 ure 'n dag gewerk. Want ek voorsien, ek het hierdie planne, ek het hierdie drome. Daar was nie plek vir die Here nie, daar was nie plek vir my gesin nie. Ek het net by weekends huis toe gekom, einde van die maand, terwyl my kindertjies klein was. Dan wil hulle nie na my toe kom nie, want hulle ken my nie. En ek het gedink ek doen goed, ek het gedink ek voorsien vir hulle. Maar die oomblik toe dit verander, toe ek my hart vir die Here gee en hom begin dien. En ek gaan julle nie bluf om te sê, as alles net maanskyn en roos nie, ek het gegaan deur 6 maande, se geen inkomste nie. Wat die Here my letterlik op my knieë gedwing het, en wat ek gebid het een aand en gesê het, Here, as U nie sorg nie, sal môre nie kos in hierdie huis nie. Dis vir ons was. Maar julle sien, daai selfde oomblik het my deurbraak gekom, want dis toe ek my afhanklikheid van die Here besef. En besef, hy is my bron, geen van my plannetjies werk meer nie. Letterlik, die volgende dag het daar 'n deurbraak vir ons gekom. En omdat ek die Here eerste sit, weet, my huwelik tweede, dan my kinders, voorsien die Here net. Ek kan letterlik in die middel van die week my kinders se sport gaan kyk. My besigheid gaan aan, omdat my prioriteite reg is. Wat ek letterlik langs 'n hokkieveld sal staan en
Weer daar's 'n issue op site en sê Here asseblief, u weet ek's nou hier om my kinders te ondersteun want dit gaan oor hulle karakter bou. Asseblief sorg daai vir my uit of asseblief die regsel nou daaraan aandag gee. En hoe Here net kom en daai wat om mense hom eers sit hoe hy dit weer van sy kant af onder. Ja, ek dink wat vir my mooi is rondom dit, is ek hou van daai gedeelte in Joshua. Ek dink ek het dit al gedeel met julle. In Joshua kom Joshua met die engel van die Here te doen. En hy trek sy swaard uit en hy vra vir hom, is jy vir ons of is jy teen ons? En hy sê nee, maar as engel van die Here het ek gekom. En net daar buig Joshua voor hom neer en hy besef, okay Here, ek is aan u kant. Nie jy is aan my kant of daai kant nie, ek is aan u kant. En ek dink wat mooi is die oomblik wanneer ons submit tot die koninkryk. Matteus 5, dink is vers 4, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Geseënd is hulle wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Niks ander goedjies nie, hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van God. Die oomblik wanneer ons onsself submit tot hom, val die res van die goedjies in plek. Dan kan mens, kom ons sê, braaf genoeg wees om hom te vra, Here, daar's 'n issue by werk, help my asseblief. Hierdie is die besigheid ook. Ek lees hierdie, een van die gedeeltes ook in Haggai 2 is, die silwer is myne en die goud is myne, sê die Here van die leerskare. Die oomblik wanneer hy verwys na the Lord of Hosts, is dit 'n warrior Jesus amper, waarna daar verwys word. Hy kom en hy sê, alles is myne, goud is myne, silwer is myne. So ek dink, dis wat vir my mooi is, Hendrik, wat jy sê is, die fondasie van geld is, God is die eienaar van alles, volgens my. Nommer 1, alles is syne. Hy is die eienaar, die eienaarskap behoort aan God, rentmeesterskap behoort aan ons. Soos hy is die eienaar, maar hy vertrou dit aan ons toe. So daar kan jy 'n bietjie meer sê aan die feit dat hy dit aan ons toe vertrou, as jy wil. Ja, sekerlik een van die belangrikste beginsels in die Bybel is rentmeesterskap. Genesis, het begin in Genesis, ek dink 2 vers 5, wat hy sê, daar was nog nie plante op die aarde, en het nog nie laat reën nie, want daar was nog nie mense om die grond te bewerk nie. Met ander woorde, ons plig op aarde is om rentmeesters te wees, om sy skepping te bestuur. Die oomblik toe hy mense gemaak het, toe dit eers laat reën op aarde. Psalm 24 sê vir ons dit, alles op die aarde behoort aan die Here. So die teaching rondom tiendes en finansies wat hy sê, 10% is die Here se, 90% is ons sin, is ook nie akkuraat nie. Dit is, alles behoort aan die Here. Ons is net rentmeesters. Nog geskryf wat sê, as jy getrou is met min, sal jy vertrou met meer. Nou, in Matteus 25 praat hy oor die talente. En die een het 5 gekry, een het 2 gekry, die een wat 1 gekry het. En die Here is so ernstig oor rentmeesterskap en die feit, die instruksie aan ons, dat ons moet multiply, ons moet vermenigvuldig, dat vir die een wat die 1 talent onderhou het, hy het hom net my tuin, hy het hom nie verinneweer nie, hy het hom begrawe in die grond en net soveel vir die Here teruggegee. Die Here het vir hom gesê, you wicked and lazy servant. So, dis nie vir die Here goed genoeg, dat ons net dit wat hy vir ons gegee het, onderhou nie. Ons kan nooit ophou multiply nie. En dit is rentmeesterskap. Ek onthou, ek het eendag toe, my droom is absoluut om te gaan boer. Dat ek die Here vertrou vir 'n plaas, en ek het eendag toe loop ek my erf waar in die dorp, en ek bid, en ek sê, Here, u weet, ek sal 'n plaas so mooi maak, asseblief, Here, ek soek 'n plaas. En die Here sê vir my so duidelik, jy maak dan nie eens hier mooi nie. Want ek wil net gaan boer, ek worry nie oor hierdie. En ek het net daar, het ek gery, kwekery toe, builders toe, gaan goed kry, begin tuin maak, die huis begin onderhou, begin mooi maak, want hoe kan die Here my vertrou met 'n plaas, maar ek kan nie eers 'n erf in die dorp onderhou nie. Hoe kan die Here jou vertrou, of met 'n groter kar, as jy nie eens jou karretjie wat jy nou het, was en diens en onderhou nie. Hoe kan hy jou vertrou met 'n huis, as jy, met jou eie huis, as jy nie eens na jou huurhuis kan kyk nie? Hoe kan jy vertrou met 'n besigheid, as jy nou eens 'n goeie werknemer is nie? Al daai goeders, as jy getrou is met min, sal die Here jou vertrou met meer. Alles kom terug na rentmeesterskap toe. Kan ek met julle deel, wat is een van die goed wat my die meeste offend het, die laaste ruk? Okay, ek weet hier's van julle wat nou uit die army daar uitkom, julle is getrou met bed opmaak. Ek was nie so getrou nie. Was nie so getrou nie. En dan sê, dankie Roo. Mens moet altyd leerbaar wees. So my ma het my geleer om my bed op te maak, maar dit het nie so altyd deurgevloei nie. Hy kom partykeer so in lettergrepe deur. Maar Fire and Fragrance, Roo deel nou die dag Fire and Fragrance beweging in Potch wat rarig
besig is om potjie onderste bo te ruk volgens my. Hulle maak die stelling, hulle sê if you can't make your bed, you can't raise the dead. Ja, toe roer dit met my deels ek soos, ja, ek's jammer. Maar weet jy hoe baie compromise ek op dit in die oggende. Here, maar die dametjie wat die huis kom ons nou. Ek betaal haar om dit te doen. Elke liewe oggend dan sê ek soos, ja, Here, maar ons is laat, hè. Ek het kinders, dan moet grace wees. En dan is dit net weer, if you can't make your bed, you can't raise the dead. En ek dink dit val so deur met rentmeesterskap. Die Here vertrou ons met iets. Elke liewe een van ons word vertrou met iets. As jy bevoorreg is om 'n werk te hê, jy's vertrou, die Here het jou vertrou daarmee. Wat maak jy van dit? Is jy op 'n myn of in die dalk kom ons vat Eskom se gedeelte toe. Eskom volgens ons is super korrup. Ons kan seker nie te veel daaroor sê nie. Maar die realiteit is baie keer vind ons onsself in 'n plek wat okay, maar dit gaan in elk geval nie. Wat gaan my ou papiertjie optel maak? Wat se verskil gaan dit maak? Ons koning sien dit raak. So waar jy is jy geroep om die koninkryk te verteenwoordig. Dalk is jy nog nie 'n besigheidseienaar nie. Dalk is jy op 'n plek wat jy hierdie passie en hierdie droom het om iets aan die werk te sit. Jy kom net nog nie daar uit nie. Maar vir nou, as jy dalk die laagste ou is in die company, die Here vertrou jou daarmee. So wees op 'n plek wat jy hom verteenwoordig daarso. Nog 'n fondasie wat ek sommer net so neergeskryf het soos wat ek gemediteer het is, geld is 'n tool, dis nie 'n meester nie. Soos wat ek vroeër gesê het, dit wys wat in ons hart aangaan. Geld word gebruik, maar die gevaar is, en dis wat Paulus ook skryf in Timoteus, 1 Timoteus 6 vers 10, the love of money. So ek weet nie of jy ietsie daarop wil sê nie. Ja, dit bring ons weer eens terug by die wanopvattings en verkeerde lerings rondom geld. So, die liefde vir geld gaan maak dat jy verkeerd optree. As geld alles is, en nie meer die Here nie, dan word geld jou bron, jou baas word jou bron, 'n kliënt word jou bron, en nie God nie. En dit is hoekom ek glo, hoekom tiendes so 'n belangrike beginsel is in die Bybel. En ek wil graag 'n bietjie praat oor tiendes en verskonings en het goed rondom tiendes, hoekom mense nie tiendes betaal nie. En mense asseblief voor my hart, my gebed is absoluut dat vanoggend se teaching en se gesprek sal gaan om finansiële hekke te breek. Om mense vry te maak, want weet, die Here wil hê ons moet prosper. Weet, wat 'n ouer wil nie hê dit moet goed gaan met sy kind nie. Weet, so, as ons nie prosper nie, as ons nie finansiëel suksesvol is nie, wat beteken ons vir die koninkryk? Hoe dra ons by? Weet, versus as jy prosper en jou finansies is gesond, weet, dan kan ons missionaries uitstuur. Ons kan, weet, ons finansiële lewe wys vir ander mense, weet, dien ons die Here of nie? Weet, ek vra baie, jou bediende wat in jou huis is, kan hulle sien jy dien die Here? Weet, kry hulle oorskietkos of kry hulle rentlike bordkos? Kry hulle paasmiddans, weet, of sorg jy mooi vir hulle? Koppie deur onder in die zink. Ja, weet, die karwag hier buite, weet ons almal dien 'n lewende God. Weet, nou, tiendes is absoluut om die Here eerste te sit. As jy jou begroting uitwerk en tiendes is nie heel bo aan daai lysie, kan jy dit los. Die Here soek die eerste tiende en hy soek die volle tiende. As jy nou alles uitgewerk en daar's nog steeds 'n tiende oor en jy gee dit vir die Here, kan jy dit los. Okay, want alles behoort aan die Here. Hy soek jou hart. Hy kyk wat in jou hart aangaan. Nou, weet, een van die redes wat mense sê, hulle gee nie tiendes nie, want hulle weet nie wat hulle doen die kerk met hulle geld nie. En ek sê dit niks met ons uit te waai wat die kerk met ons geld doen nie. Dis die kerkbestuur se probleem. Hulle gaan verantwoording doen teenoor die Here, nie ons nie. Die Here sê vir jou gee, bring die volle tiende na my huis toe. Okay? Niks met my uit te waai wat die kerk daarmee doen nie. Een van die tweede goeters is, mense sê hulle kan dit nie bekostig nie. Nee, en mense, ek weet dit is moeilik, dit gaan taai. Maar die skrif sê ook, without faith it is impossible to please the Lord. Ek was op 'n punt wat ek nie kon nie. As jou besigheid bankrot gaan, skuld jy vir baie mense baie geld. En ek en my vrou het net daar besluit, nou doen ons dinge reg. En ons begin om volle tiende te betaal. Ek het al my suppliers, almal vir wie ek geld geskuld het ek gebel, ge-email, gesê, hoor hierso, ek weet, hierdie is 'n bedrag uitstaande, ek gaan jou terugbetaal.
Kan nie vir jou sê wanneer nie, maar ek beloof jy sal elke sent kry. Ek het tot so ver gegaan om by die bank, nee, wat ons voertuie ver agter was. Nee, met die bank, ek het opgegaan tot verby area bestuurdervlak, om toestemming te kry, want hulle vir my ook, ek kan 3 maande kry om dit af te betaal, kan dit nie bekostig nie, wat hulle vir ons naderhand 'n jaar gegee het. Want ek sal eerder vir die bank geld skuld as om vir die Here te skuld. En weet julle die Here daai kom onder, nee. Weet, die ander ding is, die Here gaan nie oornag nie, jy gaan nie nou tiendes betaal en jou finansies herstel oornag nie. Dis 'n proses. Enige saad wat jy in die grond sit, vat tyd om op te kom. So, maar daai gewoonte, dis absoluut 'n gewoonte om wat dit word om die Here eerste te sit. Dit ons gewoonte is al die geld wat inkom, ons betaal tiende en dan begroot ons met dit wat oor is. Daar was nog 'n punt wat ek wil gepraat het oor, ek sal nou terugkom na dit toe oor tiendes en hoekom dit een van die redes hoekom mense dit nie betaal nie. Ja, ekskuus, ek het my nou ontgaan vir 'n oomblik. Ja, terwyl jy dink, ek dink aan, ek wou hierdie nog as inleiding sê, ek vergeet ook. Maar Paulus skryf in Filippense 4 vers 17. Toe sê hy, soos die geld wat inkom. It's not that I seek the gift. Dit gaan nie oor hier is wat ek wil inkry nie. Hy sê dat wat my opgewonde maak is daar's 'n beloning. En ek dink dis vandag vir my die hart en die droom van hoekom praat ons oor geld. Die realiteit is ons is in hierdie wêreld. Ons moet heers. Waar kom kos vandaan? As jy nie 'n groentetuin het nie, dan moet jy dit gaan koop. En die groentetuin is ook nie net oornag daar nie. Dit is ekstra werk daai. Jy moet gaan bossies uittrek. Jy moet seker maak alles is reg, uit water. Die realiteit is ons is in hierdie wêreld. Ons het nodig om met geld te heers. En my droom en my begeerte is dat jy as family member sal wen. Dat jy aan die wenkant sal wees. It's not about the gift. Kan ons dit gou lees? Kan jy jou Bybel daar oopmaak? Ekskuus, ek het nou nie 'n YouVersion event gemaak nie, want julle moet so af en toe oefen om in julle Bybels te blaai ook. Filippense 4 vers 17, it's not that I seek the gift, but I seek the fruit that abounds to your account. Die realiteit is en die waarheid is, by financial giving, by applying financial principles, there's fruit. Daar is vrug wat daaruit sal kom. So dit is vandag die droom, dis hoekom ek ook aan die begin gesê het, besluit klaar wat jy finansiëel gaan bring vandag, want ek wil jou nie manipuleer nie. It's not that I seek the gift, it's because of the fruit that will abound. En dan, voordat ek nou verder, as daar nog beginsels is wat jy wil deel, een van die goedjies wat ook vir my uitstaan is, die woord sê vir ons dat ons is geroep om rentmeesters te wees, nie eienaars nie. Hy is die eienaar. Ek het dit nou ook gesê. Hy is die eienaar, ons is vertrou daarmee. Ons is die werker op die plaas, wat die trok moet ry en die trekker moet ry en die mielies moet plant. Dit is aan ons toevertrou. So, ja, Hendrik, jy het al 'n bietjie geraak aan beginsels. As daar nog beginsels is, financial principles, kingdom wise. Ja, ekskuus, ek wil net eens terugkeer na die tiendes toe. Die ander verskoning wat mense gebruik is om te sê dis 'n Ou Testamentiese beginsel. Dis wetties. En dit is dalk so, maar daar staan ook in Korintiërs dat all the Lord's promises are yes and amen. So as hy sê dat as jy het volle tiende betaal, sal hy sluise van die hemel vir jou oopmaak, dan sal dit so wees. Een van die vroeëre vertalings, of meeste van die vroeëre vertalings in Maleagi 3 vers 10 sê dat, ja, eintlik eers dit so sê, wat hulle sê, dit sterrekyker gebruik teleskoop om na die sterre te kyk en dokter gebruik stetoskoop om maar wat gebruik 'n boer om deur 'n muur te kyk? Venster. Okay. So een van die vertalings of van die vroeëre vertaling sê dat hy sal die vensters van die hemel vir jou oopmaak. So met ander woorde, jy gaan toekomsvisie kry van geleenthede wat op pad is, maar ook probleme wat op pad is, so jy kan voorberei vir dit. Ja, is goed. En as jy dit so begin sien, dan kan jy sien hoe vir my, as jy moet vra van die beginsels, is dat God moet absoluut deel wees van jou finansies. Dit is nie iets wat jou na die tyd om net oorbid of iets nie. Hy moet absoluut deel wees van dit. Ons het regtig in 'n tyd wat ons nog, voordat ons skuldvry was, het ons regtig die Here so deel gemaak af, en dat ons die rekeninge so op die tafel neergesit het. Gesê, Here, u sien wat u aangaan, asseblief. Bid vir grace by die mense vir wie ek die geld skuld.
Nee, en die Here het so gedoen, weet nou nog, ons trek elke maand ons begroting op, en wat ons bid daaroor, sê Here asseblief lei ons, is hierdie reg wat ons hier so spandeer, daar. Dis nie, die begroting is nie 'n capture sheet nie, dit is absoluut iets wat ek gebruik of wat ons gebruik om vir ons finansies te sê wat om te doen. Ons capture nie na die tyd wat gebeur het nie, ons sê vir ons finansies, jy sal dit doen. Ja, ek love it. Sebastian, Richard, they say the word we speak act as seeds. So dis so mooi wat jy sê, soos ons sê vir ons finansies waant ons gaan. Is ja, Hendrik, dalk kan jy gou ietsie share rondom koningskap. Ek weet dis ook 'n wye topic. Die Here roep ons as konings en ja. Ja, eintlik al hierdie goed is so geïntertwine met mekaar. Weet, om 'n koning te wees beteken absoluut om geld te generate vir die koninkryk. Geen pastoor, geen sendeling werk op lig nie. Ek dink as dit was, dan ons hulle seker lankal beroep hiernatoe. Alles kos geld. Weet, om 'n sendeling uit te stuur, om die koninkryk uit te brei, kos geld. So die Here rig konings op. En die Here het gekies om dit so te doen. Nog reg deur die geskiedenis, deur die Bybel kan jy kyk, hy het altyd gekies om met mense te partner om sy wil te laat geskied. So, weet, die vraag is net, staan ons op en sê, yes, Here, ek gaan dit doen. En dit klink soos 'n, weet, om finansies klink altyd moeilik, maar dit is eintlik sulke eenvoudige beginsels wat die Here vir ons gee om toe te pas. Weet, wat ek altyd net sê is, dis nie, ek deel nie prosperity teachings nie, weet, of 'n prosperity gospel nie, daar's net een gospel en dis Jesus Christus. Maar die beginsels, as ons dit toepas, is my ervaring dat lei wel tot prosperity. En dan kan ons 'n blessing wees vir ander. En ek het so groot probleem daarmee as mense met 'n ou skedonk ry met 'n sticker agterop wat sê God is good of so iets. Verstaan jy, maar dis nie die God wat ons dien nie. Ek het nie gehad nie weet, iets teen iemand wat weet finansiëel nie daar is nie. Dis nie die God wat ons dien nie. Maar met dit saamgesê sê ek ook nie dit gaan finansiëel net goed gaan met jou as jy die Here dien nie. Maar as jy hierdie beginsels toepas, weet ons het ons word groot met die idee van Christendom is, weet ons, armsalige mensies. Ons wag maar net vir die Here om ons te kom haal. Ek wil sê dis 'n miskenning van wat Jesus op die kruis gedoen het om so te leef. Hy het juis vir ons opstandings en oorwinningskrag bewerkstellig met sy kruisdood. As ons nie in dit operate nie, misken ons wat hy op die kruis gedoen het. Dis goed. Ek besef van ons hierso mag dalk aanstoot neem oor die hele God is good en die karstamp, maar het kom net so terug na eienaarskap toe. En party, ja, ek dink daarso kan ons gaan koffie drink. Want ek besef daai kan baie, kom ek quote vir Ricky, hy het dit laasweek gesê, as die skoen jou druk, skop hom uit. Dan sê, skop hom uit. Ja, dan, ja, ek dink, ons tyd hardloop uit, Hendrik, deel met ons, ek besef, soos wat die statistieke sê, soveel mense sit in skuld, soveel mense het al hierdie skuld. Party was geforseer in sulke situasies en die realiteit is, daai statistieke is wat opgemeet is deur 'n broad spectrum of people. En vandag sit jy dalk hierso en jy soos, okay, waar begin ek? Deel dalk vir so laaste paar gedagtes, voordat ons afsluit, praktiese wysheid rondom, as iemand nou hier in skuld sit, waar begin hulle? Hoe begin hulle? Wat doen hulle? Want ek dink een van die goed wat belangrik is ons kan die Here vra om ons uit hierdie skuld uit te help, en dan kom daar 'n lekker payment in, en dan dadelik het ons vergeet, maar ons het eintlik vir die Here gevra, help ons uit hierdie skuld uit, en dan, dankie Here, U voorsien, nou kan ek gaan spend, maar meantime, help by ons eintlik, soos dit is deel van daai rentmeesterskap, so deel bietjie praktiese wysheid, as ons dan nou vandag wil begin met hierdie journey, ek wil vrykom, ek wil nie onder slawerny wees van die toekoms, ek wil nie leen by die toekoms nie, wat en hoe? Ja, so dit is altyd, dit is maklik om te sê, om sekere goed te sê, maar hoe pas 'n mens prakties toe? Weet so om te sê die Here eerste, ek seker almal wil dit doen, maar as jy nie weet hoe nie, hoe moet jy dit doen? As het kom by finansies, wat die topic is vir oggend, is dit die eerste 10de, die volle 10de. Begroot met dit wat oor is. Besef dat jou geld is jou verantwoordelikheid, dit is nie iemand anders se verantwoordelikheid nie. Ja. Jy het, so God eerste, as ek dit so kan sê,
die tweede kritiese ding is om volgens 'n begroting te werk. En daar is 'n skrif wat sê, ek dink is Lukas 14:28 dat wie bou 'n huis en bereken nie eers die koste nie. Anders sal jy halfpad kom en die mense gaan vir jou lag, want jy kan nie klaarmaak nie. So om te begroot is krities. En dan sê ek weer eens, om te begroot is nie 'n capture sheet nie. Dit is regtig uitwerk. En as jou 10 is nie heel bo aan dit is nie, kan jy ook maar los. Want dit is een van die basiese beginsels. Volgende ding is dat die Here moet absoluut deel wees van jou finansies. Bid oor die goeders. Onnodige uitgawes, vra die Here om jou te help om dit te sny. Ek weet is moeilik om huise en voertuie, sulke goeders, om nie skuld uit te neem vir dit nie. Dit is omtrent vir my die enigste ding wat dit aanvaarbaar is, as jy dit ook reg bestuur, moenie bo jou budget gaan nie. Moenie bo jou inkomste gaan nie. Wie wil jy impress? Om 'n fancy kar te gaan koop of 'n groter huis wat jy kan bekostig. Want jy is die een wat nie slaap in die aande nie. Die meeste van die mense wat jy probeer impress, hou jy nie eers van nie, en hulle hou nie eens van jou nie. So, om onnodige uitgawes aan te gaan om mense te impress is stupid, keeping up with the Joneses. Vir my is dit prakties. Ek staan elke oggend 4:15 op. Begin my dag met die Here. Dit is 'n praktiese manier om hom eerste te sit. Die eerste geld wat inkom, gaan na die Here toe. Die eerste woord wat in my mond uitkom in die oggende is dankie Jesus. Alles draai rondom hom. As jy 'n kar byvoorbeeld finansier, of deur finansiering koop, moenie die outomatiese opsie vat nie, vat die goedkoper een in die handrat. Tot wat jy uit skuld uitkom, gaan soek vir jou byvoorbeeld 'n voertuig wat goeie herverkoopwaarde het. Jy 'n langtermynplan wat sê, hoor hierso oor 5 jaar gaan ek hierdie karretjie klaar betaal wees, hy gaan goeie return vir my kan gee, ek gaan 'n deposito, baie groter deposito op my volgende kar gaan gee, wat my gaan in staat stel om oor 7 of 8 jaar kontante kar te kan koop. En as jy eers in daai ding begin kom, dan begin mens al meer skuldvry gaan, maar moenie vergeet die belangrikheid daarvan om die Here deel te maak nie. Die skrif wat sê ook, as ons nader tot hom nader en dan na ons toe. So as ons met ons finansies na hom nader, met ons menslike treetjies, hy gee goddelike tree. Hy kom maak deure oop wat ons nog nie eers gedink het, hy voorsien uit bronne waarin ons nog nie eens gedink het nie. So, die menskant is altyd daarso, ek sê altyd, ek kan nie gaan bid vir kontrakte, maar ek doen nie bemarking nie. Die Here gaan nie goed met my skoot laat val nie. Daar's altyd 'n menskant. Om te begroot, om 'n rentmeester te wees, is deel van die menskant. Ja, dis so goed. Ek dink die absolute waarheid van vandag, en ek besef daar's baie, want nou kan ons nog praat oor tiendes en saad, en daar's regtig baie wat mense kan chat oor, maar dis 'n journey as family. Ek dink ons gaan dalk ergens in die toekoms 'n ander family member wat die gift het om teaching te bring, hierso saam voor te laat sit, en ons gaan by mekaar leer. Die getuienis van wat Jesus gedoen het, is 'n profesie van toekomstig, wat hy kan doen. En vandag wil ek hê dit moet jou hoop bring. Ek dink aan iets wat ek neergeskryf het, Bybelse finansies is nie net van toepassing op die kerkgebou nie. Dis van toepassing op die kerk waar op buite loop. Ek en jy heers. As jy ekskuus net so laaste gedagte wat ek net wou gedeel het, en dit is jy gaan ongelukkig al jou tiendes eers op datum moet kry voor die Here vir jou gaan deurkom. Nee, julle, dit is, daar was net op 'n ligte noot, maar dit is regtig so eenvoudig soos, dit net repent voor die Here, bely, Here, ek was verkeerd gewees, en oombliklik begin jy op 'n skoon bladsy. So ja, ek wil julle aanmoedig om regtig om dit te doen, dit is die moeite werd, dit is, soos ek nou gesê, dis nie 'n oombliklike oplossing nie, maar dit is absoluut, dit is 'n pad van oorwinning wat 'n mens stap, en om die Here deel te maak van jou finansies, maak jy hom so deel van jou lewe, omdat finansies so groot deel van ons lewens is. As die Here deel is daarvan, is hy outomaties so deel van jou hele lewe. En om vrygewig te wees, as jy gaan uit eet, gee jy net die 10% tip, of, julle, dis 'n geleentheid om vrygewig te wees. As 'n gesegde wat sê, if God can get it through you, he'll get it to you. Ons is net conduits, ons is net, dit moet vloei deur ons. En ons lewens moet 'n lewe van vrygewigheid, ek dink dit is een van die dissiplines van Jesus Christus, vrygewigheid. As 'n lewe van vrygewigheid leef, jy kan nie arm word ooit deur te gee nie. Jy kan nooit verarm deur te gee nie.
dis saad wat jy in die grond sit. Pastoor het nou gesê, dis 'n hele ander topic ook, maar om te gee, is saad wat jy in die grond sit. En daar's 'n skrif wat sê dat as jy vir die armes gee, maak jy 'n lening aan die Here. Moenie dat dit 'n klein bedrag wees wat hy jou skuld nie. Jy wil dit kan inroep enige tyd. Amen. Okay, so ek gaan sommer dan ons uitnooi om ons offerande te bring, maar ook 'n laaste gedagte. Hendrik, dankie vir jou gehoorsaamheid, dankie vir jou insig. Ek hoop dit was insightful geweest. Laaste ding, ons gaan sommer die offerande by die deur opneem. Gerard, soos wat ons uitgaan, gaan ons die offerande opneem. Maar laaste gedagte wat iemand met my deel in die week, die manne wat by die mannebyeenkoms was, pastoor Peer van Good News Ministries, hy kom deel hierdie baie eenvoudige basic ding. Hy sê die oomblik wanneer jy besef jy is koning, staan jy op met 'n intentionaliteit in die oggend. So wanneer jy opstaan, staan jy nie net op en gaan deur emotions, want ek moet skoon kom en my tande borsel want dit moenie stink nie. Jy staan op met intentionaliteit. Ek is 'n koning. Jy spandeer tyd by die een wat jou geroep het as koning. Dis baie belangrik. Dis waar ons wysheid vandaan kom. Maar van daar af gaan sit jy, en hierdie kan nou baie gevaarlik klink, maar hoor dit uit. Gaan sit jy op jou troon en jy begin heers. Jy begin kyk na dit wat die Here vir jou gegee het en jy sien, hierso is 'n gap. Hierso moet geheers word. En jy begin beveel, hierso sal die koninkryk van God kom. Hierso begin jy sien, okay, maar hierso is 'n lek. Hierso begin ek moet heers hierso. En dit help jou om intentioneel te wees deur die dag, want jy besef, okay, maar ek het nie 'n generous heart nie. So nou begin ek heers. Dis waarvoor God my roep. Ek sien die gap, ek gaan begin intentioneel wees. So ek wil jou nooi tot intentionaliteit as kind van God en as koning waarvoor jy geroep is. So ons gaan sommer die diens afsluit volgende week. Volgende week is Moedersdag, ons wil julle nooi, ons gaan 'n lekker tyd saam hê. Die 28ste Mei het ons worship night, is 28, ek ruil die datums heeltyd om. 28 Mei het ons 'n lekker worship night hier. Dis ons verantwoordelikheid om Middelburg te nooi. Elkeen van ons gaan verskillende plekke nooi Middelburg. Ons het lekker baie plek en ons wil kyk of ons dit vol kan sit, want die koning word verheerlik. So ons gaan ons offerande gee soos ons uitgaan by die deure, soos wat jy gelei voel, en dan, sien ons julle volgende week weer. Kan ek vir jou bid? Here, dankie. Dankie dat U ons koning is. Dankie dat ons onsself vandag onder U kan submit. En kan sê dat U is die een vir wie ons volg. Here, en ons kan vandag weet dat U weet wat U doen. Want U is die goeie herder en ons vertrou U. So Here, dankie vir hierdie geleentheid. Ek bid dat daar geen aanstoot in harte sal wees nie, maar ek bid dat elke hart vandag hierso bemoedig sal wees om op te staan en te weet dat ons as kind van God het 'n doel ontvang. En dit is om die koninkryk te expand in elke area en in elke aspek. Of ons in die wêreld is en of ons in die kerk is, of ons waar ook al is, of ons besigheidseienaar is of die laagste van die laagste. Ons het 'n doel en ek bid dat ons in daardie doel sal intree met intentionaliteit. Here, mag ons goeie rentmeesters wees en mag ons submit onder U wat die eienaar is. Here, en dan wil ek ook om vra dat U ons as family sal vertrou met meer. Mag ons dit goed bestuur in elke area. Heilige Gees, help ons om dit goed te bestuur. Maar Here, ek dink ook so, ek wil afsluit met hierdie, it's not about the gift, it's about the fruit that may abound. En ek bid dit oor ons family in Jesus naam. Amen en amen. Family, bless julle. Mag dit so goed gaan.